Terwyl ek my doktorale eksamens moes doen, hulle het jou daai jare nog vereis dat jy 'n doktorale eksamen moet aflê. Jy het 'n hoofvak met 2 byvakke gehad. My hoofvak was aan Ou Testament, die 2 byvakke was Nuwe Testament en godsdienstwetenskap. Nuwe Testament het ek onder professor Willem Foster gedoen en my godsdienstwetenskap nou ja, nou het sy naam my ontgaan, professor Kobus Kreer, daar's hy. Professor Kobus Kreer het my bietjie vertroud gemaak met die verskillende godsdienste. En dit het ook my al op daai stadium my aan die dink gesit ook oor die Christelike geloof se verhouding tot ander godsdienste. Want ek het op 'n stadium ook so bietjie gewaag om in daai rigting te beweeg en ook te vra, veral na 1994, toe ons 'n nuwe bedeling ingegaan het, wat is die Christelike geloof se verhouding tot ander godsdienste? Dit was op daai stadium nogal 'n belangrike navorsingsterrein. Daar was verskeie belangrike navorsers wat oor hierdie aspek besin het. Hans Küng, die Duitse teoloog, hy het veral baie hieroor navorsing. Hy het 3 lywige boeke gepubliseer, een oor die Christelike godsdiens, dan oor Judaïsme en dan ook oor Islam. En ek het heelwat van sy materiaal ook gelees, aanklank gevind by sy sieninge, en dan ook in Brittanje was daar John Hick, wat ook die hele aspek van, kan ons regtig sê dat die Christelike geloof die enigste ware geloof is, jy weet, en dat al die ander godsdienste staan as het ware 'n vlak laer. En so het ek ook met 'n Nederlander in aanraking gekom, Theo Salemink, wat 'n boek gepubliseer het, De Afrikaanse Mythe, waar dit juis, hy het navorsing gedoen eintlik oor hoe het die katholieke sendelinge in Afrika die boodskap ook oorgedra. Jy weet, watter erkenning het hulle gegee aan die inheemse godsdienste? En dan sê hy ook, jy weet, die algemene standpunt is, jy weet, daar's 'n rangorde, Christendom bo en al die ander godsdienste laer af. En hy sê, maar kan ons werklik rasisme in die wêreld oorwin as ons hierdie rangorde van godsdienste oorent hou? As ons werklik rasisme wil oorwin, dan moet ons ook besef, godsdienste staan almal op dieselfde vlak, op dieselfde terrein. Elkeen is uniek op sy manier, maar ons kan nie met 'n rangorde begin werk nie. Nou ja, ek het ook maar uiteindelik in daai rigting gewaag en 'n paar goed ook gepubliseer daaroor. En dan ja, die NG Kerk was nie altyd baie gelukkig met wat ek daaroor te sê gehad nie. Ek weet ook op 'n stadium in die warm water beland, waar daar tugsaak teen my was, dat ek dan sogenaamd die uniekheid van Jesus misken en die Christelike geloof. Uiteindelik het ek ook bietjie verder, jy weet, 'n mens se blik verbreed en verbreed. Jy begin eintlik met die teologie, Ou Testament, en dan gaan dit breër, jy weet, jy kyk na godsdienste, en dit moet ek ook te dank, ek moet dit ook wel noem, my een kollega Willem Boshoff, hy het juis gewerk, ek het hom beter leer ken, want toe ek nou oorskryf van RAI na Unisa, toe is Willem Boshoff ook pas aangestel as junior lector by Unisa, en hy is besig om 'n proefskrif te skryf oor die boek Hosea en Hosea se siening van die Baalgodsdienste, en Willem skryf 'n heel interessante artikel met die hele vraag van, het Israel se godsdiens, was dit van die begin af monoteïsties, of het dit in 'n monoteïsme ontwikkel? En so het Willem my ook geprikkel om bietjie verder te lees oor die
Israelitiese godsdiens se verhouding tot die ander godsdienste, die Kanaanitiese godsdiens en so meer. So dit het my ook gehelp om my blik te verbreed en meer oor die verhouding tussen die verskillende godsdienste na te dink. En ook te besef, godsdienste ontstaan nie in die niet nie. Godsdienste ontwikkel uit mekaar uit. Hulle lê eintlik in mekaar se verlengde. Die Israelitiese godsdienst het uit die Kanaanitiese godsdienst, kan jy sê, ontwikkel. Die Christelike geloof ontwikkel uit Judaïsme uit. Islam ontwikkel uit sowel Judaïsme as uit die Christelike geloof. Daarom word daar ook gepraat van die 3 Abrahamitiese godsdienste. En dit is wat Hans King dan veral baie mooi uitgewys het. Hierdie godsdienste het met mekaar te doen. En dan het hy ook hierdie mooi stelling gemaak en sê, as ons nie van mekaar leer en leer om verdraagsaam teenoor mekaar te wees nie, gaan daar nie vrede in hierdie wêreld kom nie. En uiteindelik, dit is eintlik waar ons vandag ook sit. Ek het al gesê dat die godsdienste, of liewer die oorlog wat ons tans beleef, het ook as basis godsdiens. Dis omdat mense nie verdraagsaam teenoor mekaar en mekaar se sieninge respekteer. Ons wil maar altyd hierdie idee van, daar's 'n rangorde, terwyl ons eintlik maar moet besef, ons is almal mense, ons word almal in 'n tradisie gesosialiseer, en ook binne 'n kultuur gesosialiseer, en dit beïnvloed ons denke en ons omgang met ander mense. Maar as 'n mens uiteindelik volwasse word, dan leer jy om verdraagsaam teenoor ander mense op te tree. En dit is vir my eintlik tans 'n baie belangrike saak ook, om verdraagsaamheid by mense aan te wakker en ook tot die besef te bring, godsdienste is uniek, maar ons kan hulle nie in 'n rangorde plaas nie. Dis maar bloot omdat daar verskillende plekke op aarde, verskillende mense gewoon het, verskillende sieninge gehuldig het. Ons het van mekaar geleer en ontleen, maar ons moet ook bereid wees om te erken dat ons mense is, en niemand staan bo 'n ander een uit nie. Ja, jy weet, vir my, jy kan alleen verdraagsaamheid, wil ek sê, aanleer, as jy ook bietjie meer leer van ander mense se kultuur, hoe hulle die wêreld verstaan, hoe hulle hulle self ook as mense sien. Jy weet, as 'n mens nou bloot kyk na Israel huidiglik en die Palestynë, jy sit hier met 2 groepe mense wat eintlik goed met mekaar behoort te kan saamleef. Maar jy sit ook daarmee dat hulle elkeen 'n geskiedenis het. En elkeen se geskiedenis is anders as die ander een se. Maar as hulle bereid sou wees om van mekaar te gaan leer en ook bereid te wees om te erken, daar sit 'n geskiedenis agter ons aansprake op hierdie gebied. Ons het al 2 aansprake daarop, maar ons kan nie sê die een het sy aanspraak is meer as die ander een se. Hierdie wêreld is tog vir ons almal gegee. Ons moet hier leer om met mekaar saam te leef. Ons kan tog nie aanhoudend in loopgrawe klim en mekaar wil vernietig nie. Jy kan ook sê, jy weet, as jy nou gaan kyk na die oorlog in Oekraïne, in die Russe, ek meen, dis dieselfde, ek wil amper sê mense, selfde agtergrond, maar nou hier daar in die geskiedenis bepaalde goed gebeur, en mense gaan en verabsoluteer sekere sieninge, en dan begin jy naderhand kry, jy weet, dat daar botsings is. So verdraagsaamheid het vir my te doen met, jy moet bereid wees om na die ander een te luister,
na die ander een se sienings en se oortuigings en ook se siening van die geskiedenis. Want dit is die geskiedenis wat ons ook beïnvloed. Nou kan jy sê, jy weet, geskiedenis is weg, jy weet, ek weet die verlede is onherroepelik weg, maar op 'n manier beïnvloed dit mense. As ek nou na my eie lewe terugdink, my ouma het ons vertel hoe dat hulle gedurende die Anglo-Boereoorlog moes vlug voor die Engelse. Hulle het al hulle goed op 'n wa gelaai en voor die Engelse uitgevlug. En dit het 'n impak gehad op ons as kinders. Jy weet dat jy Engelse mense, Engelssprekende mense, het jy bietjie met 'n skewe oog aangekyk en jy moes naderhand leer, ja, dit is wat gebeur het, maar ons kan dit nie vir ewig teen mekaar hou nie. Dit het nou ongelukkig gebeur, maar kom ons leer die les daaruit dat ons uiteindelik ook mekaar moet aanvaar en vir mekaar ruimte bied. En dan kan jy dit ook uitbou ten opsig van die totale bevolking in Suid-Afrika. Ons sit met 'n verskeidenheid groepe, mense, elkeen met 'n geskiedenis, en ons moet ruimte laat vir mekaar om van mekaar te leer. Nou ek het op hierdie stadium ook, ek het eintlik op skool het ons 'n bietjie Sotho aangeleer, maar dan moes jy nou kies, jy kon nie Duits en Sotho neem nie. Ek het nou maar Duits gekies, want ek het gedink, jy weet, ek wil teologie gaan studeer, of mense het my aangemoedig om liewer Duits te kies as Sotho, maar ek het altyd hierdie begeerte gehad, ek wil graag 'n inheemse taal aanleer, en so het ek nou onlangs iemand hier in Pretoria leer ken wat klasse in Sepedi vir mense gee. En nou nadat ek afgetree het, is ek nou besig om Sepedi bietjie ook te leer. Juis ook omdat ek nie net van mense kan verwag om Afrikaans te leer. Ek moet ook as 'n inwoner of as burger van Suid-Afrika ook 'n inheemse taal aanleer en ook probeer om daai groepering van mense en hulle kultuur en hulle siening te verstaan. En nou ja, hoe leer jy mense dit aan? En dan moet ek eintlik sê, ek is getroud met 'n vrou wat 'n maatskaplike werker was, en haar emosionele intelligensie het eintlik op my ook afgevryf. Ek het baie by haar geleer as mens, hoe dat sy ook met mense kan omgaan, mense verstaan. En ek dink ook dat jy weet, ons moet ook ons kinders op skool leer om ander kinders te respekteer wat anders is. En dit begin van kleins af, daai idee van verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid nie net in terme van verskillende kleure en kulture nie, maar ons kry ook met kinders met verskillende gebreke, en jy moet jou kind leer om ander te respekteer, en ook ouer mense. Jy weet, dit is vir my ook een van die veral in die swart kulture, daar was altyd hierdie geweldige respek vir die ouer persoon, en ek vind dit selfs ook nou, as ek by 'n volstasie, jy weet, die respek waarmee hulle 'n ouer persoon benader. En ek dink ook dat dit iets is wat ons in ons samelewing moet aanwakker. Jy weet, ouer mense moet gerespekteer word. En ook hulle siening wat ouer mense het. Hier rondom die eeuwending het Niels Jackson, hy was kerksake verslaggewer, het hy my genooi om te hoor, wil ek nie ook op die godsdienstpaneel van die
oggendblad Beeld dien. En ek het toe dadelik ja gesê, want dit help 'n mens ook om te leer hoe om met gewone mense te kommunikeer. Dit was my regtig 'n verrykende ervaring. Ek dink ek was so 8 jaar op die paneel van Beeld gewees. En jy is daar ook om jou idees aan mense te toets. Maar dit was ook die verandering in Suid-Afrika wat my aangemoedig het om anders te dink. Maar nou was ek ook by Unisa, want ek het daai tyd 2 keer by die kerk, by die NG Kerk, in die moeilikheid beland. En my vrou het my gesê, jy kan dankbaar wees dat jy nie by 'n NG Kerk fakulteit is nie. Want Unisa was 'n ekumeniese fakulteit. Ons het daar van Baptiste, Rooms-Katolieke, NG Kerk, Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk, weet, almal was daar. En dit leer 'n mens ook om na mekaar te luister en ook agter te kom, jy weet, hoe benader die Katolieke die Bybel en so meer. Ek het ook die voorreg gehad om vir 'n dekade by die teologiese seminarium van die Katolieke Kerk hier in Pretoria, John Vianney Seminarium, staan dit ook bekend, om juis by hulle ook die psalms en die wysheidsliteratuur van hulle studente te gaan leer. En dit was vir my ook verrykend, want daar het ek ook met van die swart studente te doen gekry. En ook, jy weet, hoe gaan hulle met die Bybel om en die sieninge wat jy in die Katolieke Kerk kry. En dan het ek hierdie interessante, as ek dit nou net so kan afdwaal, op 'n stadium het ons 'n dame gehad by sending, en sy vra vir haar studente om vir haar 'n opdrag, of sy gee hulle die opdrag om die boek Daniël, die gebed van die 3 vriende in die vuuroond, moet hulle in hulle Bybels gaan lees en vir haar opdrag daaroor voltooi, oor hierdie gebed. Sy sê, maar nou kry sy studente wat vir haar skryf en sê, maar ons vind nie daai gedeelte in ons Bybel nie. En sy kom by my en sy sê, maar wat gaan nie aan? Ek sê vir haar, maar die protestante het daai gedeelte uit die Bybel weggelaat. Jy weet, en net, jy weet, baie mense besef nie dat die vroeë Christene het die sogenaamde apokriewe boeke gelees. Dit was deel van hulle Bybel. En nou kom die protestante en hulle besluit nie, maar ons moet by die tydgenootlike Jode gaan leer, jy weet, wat vorm die Ou Testament. Die tydgenootlike Jode op daai stadium het nie daai apokriewe nie, in hulle Bybel nie. En nou besluit die protestant, nee, maar dis die oorspronklike Bybel, maar dit was nie die oorspronklike Bybel van die Christene. Die Christene het die Septuagint, of die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik. En dit het van hierdie sogenaamde apokriewe, of in die Katolieke tradisie praat ons van die deuterokanonieke boeke van die Ou Testament. Hulle gemaklik daarmee omgaan. Dit was steeds vir hulle gesaghebende literatuur om te lees. Ek het 'n broertjie dood aan mense wat sonder meer die Bybel weggooi, jy weet, en dit as nonsens literatuur wil afmaak. Wat 'n mens moet onthou is, jy sit hier met literatuur wat in 'n sekere samelewing geskryf is. Wat jy daar kry is hoe daai mense oor hulle God gedink het, hulle sienings. En dit was algemeen in daai tyd, jy weet, ook maar die spanninge tussen die verskillende groepe. Dit gaan om oorlewing, weet jy, hierdie magtige ryke Egipte, Assirië, Babilonië, en hierdie kleiner rykies wat hier in Israel of dan in Palestina ontstaan. So Israel en Juda, en dan vind jy ook Edom en Ammon, weet, hierdie klein koninkrykies wat gedurende deur hierdie groot ryke bedreig word. So as 'n mens
iets van daai geskiedenis verstaan, dan kan jy ook iets van die Bybel verstaan en kan jy sê hierdie literatuur kan steeds vir ons iets beteken, maar dit kan nie, jy weet, verabsoluteer of dit behoort nie verabsoluteer te word nie. Maar ons moet dit nie net afmaak as nonsens literatuur nie. Maar nou ja, ek staan eintlik verstom as mense met KI kom. Ek hoor nou eendag vir eerste keer, maar julle sal meer daarvan weet dat daar nou weet 'n Jesusbot is wat nou, jy weet, jy kan nou Jesus in die oggend groet en met hom praat en wat ook al, dan is dit nou hierdie kunsmatige intelligensie rekenaar, wat ook al program wat vir jou terug antwoord en dis verstommend, jy weet wat die inligting wat daar buite is, wat deur hierdie rekenaarmatige goed na vore gebring word, jy weet, asof Jesus dan nou hier letterlik praat. Wat my wel ook geïnteresseer het, is die navorsing rondom die Thomas Evangelie en dan ook die sogenaamde Spreuke Evangelie. Want as 'n mens nou, jy weet, dieper gaan grawe en verby die dogmas van die kerk bietjie beweeg en probeer om by die historiese Jesus wel uit te kom, dan vind jy 'n ander beeld. En ek hou nogal daarvan van die navorsers wat eintlik vir ons sê dat Jesus het eintlik teen die Romeinse oorheersing van die Joodse samelewing op daardie stadium gereageer. En as 'n mens die evangelies, veral dan die eerste 3 evangelies aan die hand daarvan lees, dan kom daar vir jou tog iets na vore in terme daarvan dat jy kan sien waar daar verdrukking plaasvind, is daar altyd 'n reaksie. En dan kan jy ook verstaan hoekom Jesus op sekere stadiums sekere uitsprake gemaak het. En dat daar wel ook iets by hom na vore kom van verdraagsaamheid. Nou, baie mense sal nou vir jou sê, nee, jy weet, jy lees te veel in. Maar ek dink tog ook, jy weet, veral as jy kyk na die sogenaamde bergpredikasie, salig is die vredemakers. Weet, as mense maar in ons dag dit baie ernstiger wil opneem, jy weet, ons kan met mekaar in vrede saam. Maar dan moet ons ook rondom 'n tafel sit as gelykwaardig. En ons is dikwels nie bereid om as gelykwaardiges mekaar te erken. Dan kom jy weer by die hele ding van verdraagsaamheid. Die oomblik wat jy die ander erken as 'n gelykwaardige mens met 'n gelykwaardige geskiedenis, na wie geluister moet word, wat ook bepaalde oortuigings het, is nie net jou idees van hoe die wêreld gestruktureer moet word, wat belangrik is nie. Ja, ek verkies maar om meer na myself verwys as 'n Bybelwetenskaper. Nou wetenskaplike en sommige sê nee, maar jy mag nie as jouself as 'n wetenskaplike tipeer nie, maar ek meen die feit dat jy krities omgaan met die Bybel, want wetenskap het juist te doen om krities na te dink oor dit waarmee jy jou besig hou. En vir my gaan dit juist dat ek my krities besig hou met die Ou Testament om dit goed te probeer lees en verstaan, en dan nie net die Ou Testament, maar ook die Nuwe Testament. So ek verkies om na myself te verwys as 'n Bybelwetenskaplike, Ou Testamentikus. Ek weet nie of ek so 'n goeie teoloog is in terme van dat ek so goed met die dogmas omgaan nie. Ek wys eerder daarop dat van hierdie dogmas regtig nie so goed uit die Bybel begrond kan word nie. Die oomblik wat jy die Bybel krities lees, vind jy daar spanning tussen die Bybel en dit wat in die kerklike leer na vore gebring word. Nou, daaroor het ek ook pak slag gekry, omdat ek op 'n stadium dan nou ook gesê dat die erfsonde leer
jy weet, jy kan dit nie uit Genesis 2 en 3 motiveer nie. Dis 'n leerstelling wat Augustinus geformuleer het, maar daar is geen gronde meer om vandag so 'n soort leerstelling nog lewendig te hou nie. Hierdie hele idee dat ons almal met sonde besmet is, omdat 'n voorouer, jy weet, ons is besmet met die sogenaamde sonde virus. Ons kan dit eenvoudig net nie meer verkondig nie. En die eerste rede daar is, Genesis 2 en 3 het niks daarmee te doen nie. Gaan lees daai verhale krities, gaan lees dit aan die hand van die ouene by Oosterse kultuur en jy kry 'n totale ander prentjie. Dit het eerder te doen met hoe daardie mense oor hulle self as mense gedink en geredeneer het. Daar was twee aspekte van menswees wat vir hulle belangrik was, naamlik dat jy as mens, of dat mense kundig is, maar mense leef nie lank nie. Jy weet, die hele ding van sterflikheid, mortaliteit, jy weet, op 40 het hulle, jy weet, was hulle lewe verby, as hulle, bitter min van hulle het 40 gehaal. So daai hele aspek van, hoekom sterf mense so gou? Jy weet, waar kom die dood vandaan? En hulle het dit verbind dan met 'n verhaal, en dan ook hierdie feit, jy weet, binne in die tuin is daar die boom van lewe en die boom van goed en kwaad, of die boom van, ja, die boom van lewe en die boom van kennis, kan jy eintlik sê. Dis hierdie twee bome. En dis eintlik bedoel vir die gode, jy weet, want gode leef vir altyd. Maar gode het ook kos nodig, jy weet. Daai mense het nie gedink, gode leef sonder kos en lewensmiddels, wat kom. So dis 'n totale vreemde wêreld as 'n mens werklik in daai wêreld ingaan. Maar ja, nou het ek heeltemal 'n ander koers geloop. Maar dis nie om te sê ek hou meer daarvan om met die Bybel as literatuur om te gaan, en daarom verkies ek die benaming Bybelwetenskaplik. Nou goed, jy het ook gevra, wat is 'n mens se verantwoordelikheid? Ek voel verantwoordelikheid is om, jy weet, studente ook te leer om krities met die Christelike tradisie ook om te gaan. Ek weet, dit bring jou uiteindelik in spanning met wat jy vroeër geleer het, maar as 'n mens nie ook leer om weier te kyk en ook krities na jou eie tradisie nie, dan kan jy ook nie leer om regtig met ander mense en hulle sieninge, ander siening, om te gaan. Jy weet, as ek nou terugdink na my lewe ook, jy weet, die belangrikheid van kinderdoop, dat jy naderhand besef, maar daar's niks verkeerd met grootdoop nie. Maar dit kom ook eers met tyd as jy ook leer, maar waar kom die hele idee van grootdoop vandaan? Hoekom is grootdoop vir sommige mense so belangrik? Die oomblik wat jy dit leer en jou eie siening relativeer, want dit is ook, as jy verdraagsaam wil wees, moet jy ook leer om jou eie siening 'n bietjie te relativeer. En te sê, dit is nie, ek is nie die enigste ou met waarheid nie. Ander het ook die waarheid weet. Die waarheid is meer dimensioneel as wat ons altyd wil besef. Nou goed, weer eens, dit reflekteer ook op my. Baie mense sê, ja, maar jy weet, jy wil die standpunt inneem van jy die waarheid weet. Dan sê ek, nee, ek probeer bloot krities omgaan met die waarheid. En as jy krities met die waarheid omgaan, dan moet jy ook rasioneel bereid wees om rasioneel na te dink oor dit wat jy glo, en dit wat jou tradisie jou geleer het as sogenaamd die waarheid. En dan kom jy partymal op punte wat jy besef, maar weet, dit kan nie meer in vandag se lewe as so 'n harde waarheid verkondig word. Skrifgesag, is daar ruimte vir skrifgesag? Dan sal ek sê ja,
Maar dan is dit nie meer die gesag soos dit in die ou dae verstaan is nie. Dis 'n sagte vormer of 'n sagter vorm van gesag. In die sin dat ons iets uit die Bybel kan leer, maar ons kan nie sê hier is die absolute voorskrifte vir hoe ons moet leef nie. Ek self het gesê die omwenteling 1994, die NG Kerk het in daai jare of die jare net voor dit self ook gekom om sy siening van die Bybel te herformuleer. Baie versigtig nog, mense eintlik gehoop het op 'n meer kritischer siening, maar nou ja, die kerk is altyd een wat maar stadiger as ek wil sê die res van die samelewing beweeg. Ja, die Bybel het nog, of behoort dan seker in die kerk as 'n gesagvolle dokument hanteer te word, maar nie as die alfa en die omega en hier is die finale antwoorde nie. Ek is nie seker of dit in die Anglikaanse tradisie, ja, ek dink dit is in die Anglikaanse en in die Katolieke tradisie, waar hulle tog ook klem lê op die tradisie self, en nie so harde standpunte inneem oor die Bybel nie. Dis meer in die gereformeerde kerke wat ons hierdie geweldige harde beskouing oor die Bybel en sy gesag koester. Ek self vind my nie tuis binne so 'n siening nie. En daarom het ek jy weet, toe die hele gesprek rondom mense met 'n homoseksuele oriëntasie, toe dit nou na vore kom, het ek sê, maar jy weet, ek het gehoop dat die verandering wat in die NG Kerk gekom het rondom apartheid en die wyse waarop die Bybel gebruik is om apartheid te regverdig, dat mense nou net voort sal gaan en daai siening ook in hierdie gesprek sal voortsit en tot die gevolgtrekking kom, maar ons kan nie die Bybeltekste so rigied gebruik nie. In die eerste plek, daardie mense het nie ons insig oor menslike seksualiteit nie. Ek bedoel, ons moet tog by die tydgenootlike bioloog en mediese leer oor hoe ons oor seksualiteit moet dink. Daai mense het nie oor seksualiteit gedink soos ons dink. Daarom kan ons nie hulle tekste sonder meer na ons dag oordra en sê, hier is die absolute voorskrifte vir ons in die Bybel gegee. Dit is God se wil. Ons kan hoogstens sê, dis hoe daai mense hulle siening gehad het. Ons moet probeer bepaal, hoekom het hulle so gedink? En dan besef ons, dit was 'n patriargale samelewing. Die vrou het nie vreeslik van 'n sê gehad nie. Jy weet, daai 6 tekste wat sogenaamd aangehaal word oor gay mense of mense met 'n homoseksuele oriëntasie. Jy weet, dan word gesê, maar ja, daar staan tog pertinent, 'n man mag nie saam met 'n man lê nie. Nou sê ek, maar hoekom sê dit nie 'n vrou mag nie saam met 'n vrou lê nie? Dit onmiddellik sê vir jou al klaar. Hier is iets aan die gang. Die vrou word nie geag as gelykwaardig aan die man nie. En dan ook gaan dit om voortplanting. Hoe het hulle oor voortplanting gedink? Hulle het nie gedink dat die vrou enigstens 'n bydrae lewer tot voortplanting. Dis die man wat die saadbabatjie vir die vrou gee en sy moet die saadbabatjie in haar buik versorg en uiteindelik grootmaak en wat ook al, jy weet, en as hierdie babatjie nou swak ontwikkel, dan sit alles die vrou se skuld. Die man het geen dra geen skuld. Jy weet. Nou, as 'n mens net die samelewing en hoe daai samelewing oor seksualiteit gedink het, dan behoort jy al klaar te besef, maar ons kan nie daai tekste sonder meer oordra na ons dag nie. Dan gaan dit ook weer oor verdraagsaamheid, jy weet. As ons nou
as daar mense is wat nou nie heteroseksueel is soos ek is nie, waarom kan ek nie vir hulle ook ruimte gee nie? Daar word niks aan my regtig gevra nie en niks word aan my menswees afgedoen of ek word op een of ander manier benadeel in hierdie samelewing waar ek met ander mense saamleef wat 'n ander seksuele oriëntasie as ek het. En die mediese wetenskap leer ons tog ook dat daar 'n kontinuum is tussen manlik en op daai punt vroulik. Tussen hierdie twee uiterstes kan 'n mens amper sê is daar 'n groot spektrum waarvoor ons begrip uiteindelik moet hê. Ek het aanvanklik begin met 'n boek oor die Bybel, perspektiewe op die Bybel, waarin ek vir mense probeer uitwys hoe dat ons sieninge oor die Bybel verander het. Dit dra dan ook die titel Perspektiewe op die Bybel. Toe 'n hele paar jare later het ek 'n boek oor Jesus gepubliseer. Ek wou dit aanvanklik genoem het Perspektiewe op Jesus van Nasaret. En toe sê die uitgewer, nee, kom ons noem dit maar net Jesus van Nasaret. Want daarin het ek uitgewys, jy weet dat jy alreeds in die Bybel is daar verskillende perspektiewe. En die kerk se perspektief is ook maar net 'n perspektief. Jy weet, as jy die verskillende perspektiewe uitpak, dan kan jy ook sien mense kan op verskillende maniere met Jesus identifiseer. En sedert daai tyd het ek ook die begeerte gekoester. Ek het dit reeds vroeër vir jou genoem dat ek oor die godsdienste nagedink het en het ek ook gevoel maar ek moet een of ander tyd ook my nadenke oor die Christelike godsdiens op skrif stel en dit is wat ek maar met hierdie boek probeer doen het. Ek sou dit ook kon noem perspektiewe op die Christelike godsdiens. Maar ons het toe nou gekies vir die titel Die Bybel, die Christelike godsdiens en die waarheid. So 'n bietjie tong in die kies rondom waarheid. Iemand het vir my gesê, maar jy weet mos, daar is nie iets soos absolute waarheid nie. Jy weet, hoe kan jy nog hierdie titel gebruik? Maar net om te wys, waarheid is ook aan tyd en plek gebonde. Waarheid, jy weet, val nie hier uit die lug uit en hier's die volle waarheid vir tyd en ewigheid nie. Soos ons leef, ontdek ons ook maar wat die waarheid is vir ons op 'n bepaalde stadium. En wat die Christelike geloof, dink ek ook, daar het ook verandering gekom binne die Christelike godsdiens. En ja, ek sou eintlik hoop dat die Christelike godsdiens aanpassings sou kon maak, sodat dit ook beiderwets kan bly en steeds vir mense sin in hulle lewe kan gee. Iets wat my wel ook jy weet, ek lees ook die laaste tyd bietjie oor godsdiens, weet, as sodanig. Jy weet, hoekom is daar verskillende godsdienste en hoekom is mense gelowig? Want in alle kulture vind jy godsdienste. En toe het ek tog 'n goeie antwoord gevind by 'n skrywer. Ek dink die naam het my nou, maar ek dink is Nicholas Wade. Met die titel van The Faith Instinct, dat hy sê, as jy gaan kyk, sedert die mense ontstaan, was daar godsdienstige rituele of gebruike. Nou, hoekom het godsdienst ontstaan? Dit het te doen met, dit hou 'n gemeenskap by mekaar. En jy kan ook dit van die Christelike godsdienst sê. Toe hierdie groot ryke tot stand kom, want die Christelike godsdienst was maar staatsgodsdienst van die Romeinse ryk. Islam is die staatsgodsdienst van die Arabiese ryk gewees. Judaïsme is die staatsgodsdienst gewees van Israel. En toe Israel in duie stort, toe verander hierdie godsdienst ook, en toe word dit weer 'n godsdienst wat slegs
binne 'n gemeenskap, binne 'n gesin beoefen word. Maar nou het dit ook gebeur, die tragiese ding, dat Judaïsme nou in Israel tot amper, kan jy sê, staatsgodsdienst geword het. En staatsgodsdienst is gevaarlike goed. En staatsgodsdienste, wanneer politiek en godsdienst in dieselfde pot geroer word, dan kry jy groot probleme. Nou goed, dit is maar waarmee ek my ook besig hou. Ja, ek het al dit ook so verduidelik. Ons verstaan die wêreld rondom ons aan die hand van modelle. Ons skep modelle. In die ou dae of vroeër het ons ook gepraat van paradigmas. Ons ontwerp bepaalde modelle en aan die hand van hierdie modelle kyk ons of ons modelle word uiteindelik teorieë. En ons teorieë help ons om die wêreld rondom ons te verstaan. So het die evolusie teorie ontwikkel en hierdie teorie help ons om onsself as mense en ons plek binne die wêreld te verstaan. Die oerknal, nie dat ek baie daarvan weet wat ek kan, dit help ons om die ontstaan van die kosmos, hierdie groot heelal waar binne ons leef, te verstaan. En dis aan die hand van hierdie modelle wat ons dan bepaalde feite formuleer. Maar dat ons modelle op 'n stadium ook weer aangepas moet word, dit moet 'n mens aanvaar. En ek argumenteer dan ook in die boek dat waarheid en geskiedenis met mekaar verband hou. Soos die geskiedenis verloop, kan waarheid ook verander. Vroeër het ons gedink die aarde is plat en toe leer ons hy's rond. Vroeër het ons gedink die aarde is die sentrum van die heelal en toe besef ons nee, dis 'n planeet binne 'n sonnestelsel. En toe het ons gedink jy weet, die sonnestelsel is die een en al waarvan ons moet weet, en toe kom ons agter nie, maar ons leef in 'n groot sterrestelsel, 'n galaksie. En later kom ons agter, maar daar's meerdere galaksies. So het ons kennis uitgebrei. Ja, en as ek nou vir oulaas nou hierdie boek kan noem ek Big History. Dis eintlik waarmee ek my ook besig hou. Dis 'n vak wat nou aan sekere universiteite in die VSA al doseer word, wat al die bestaande kennis waaroor ons tans beskik in een verhaal verweef word. Ek noem dit die groot verhaal. Van die oerknal, deur die ontstaan van die sterrestelsels, die aarde, lewe op aarde, tot waar ons vandag is, word in een verhaal geweef, wat vir my baie mooi en interessant is. En dis 'n pragtige boek hierdie, want dit lei jou in al hierdie verskillende wetenskappe en al hierdie kennis wat ons oor die afgelope 3-4.000, ja, is nou nie so lank nie, liewer 400 jaar, 500 jaar, die kennis wat ons die afgelope tyd opgedoen het, in hierdie pragtige verhaal, en binne hierdie verhaal, kan jy sê, het godsdienst wel 'n onderafdeling, want dit het te doen met die mense kultuur.